Hallo julle, dit is so lekker om julle weer saam met ons te hê hier by ons aanlyn diens. Onthou, ons kom al by die kampus by mekaar, so jy kan geregistreer ook op ons website, op ons kalender, gaan registreer vir ons dienste en join ons sommer hier lewende lywe en ons sien uit om jou hier te sien. So ons is in die laaste week van ons vrugreeks en Werner het regtig 'n amazing woord net op sy hart, maar voordat ons daar kom, gaan ons net in 'n tyd van worship ingaan. So maak nou al jou hart reg en maak jou hart oop dat die Here regtig inspreek in jou lewe in tydens hierdie diens. Where the Spirit of the
I sing, 'cause you're the God of grace. I will proclaim your name all day, Jesus, Lord of all. Oh, hallelujah, oh, I will sing, oh, Jesus, you are Lord over all. Rejoice and shout the name of Christ. I'll praise and lift your name on high. Be glad and sing, oh magnify Jesus, Lord of all. You are Jesus, Lord of all. Sing, oh, hallelujah, oh, I will sing, oh, Jesus, you are Lord over all. I will rejoice in you alone. I will give praise to Christ the Lord. All glory to the Son of God, Jesus, Lord of all. Oh, I will rejoice in you alone. I will give praise to Christ the Lord. All glory to the Son of God, Jesus, Lord of all. You are Jesus, Lord of all. Yeah, singing, oh, hallelujah, oh, I will sing, oh, Jesus, you are Lord over all. Yeah, sing, oh, hallelujah, oh, I will sing, oh, Jesus, you are Lord over all. You are Jesus, Lord of all. You are Jesus, Lord of all. Asai, baie welkom by vanaand se diens en ons sluit vanaand af met die reeks vrug om 'n onvergeetlike lewe te leef. En ek eindig vandag met die laaste vrug en die vrug van selfbeheersing. En selfbeheersing vat ons dadelik na emosie toe om aggressief te wees en ons moet selfbeheersing hê oor ons emosies. Maar ek dink is een gedeelte en AJ het 'n amazing woord met ons gedeel laasweek oor sagmoedigheid en hoe om sagmoedig op te tree. En vandag wil ek so 'n bietjie gesels oor die selfbeheersing in ons lewe en alle ander areas van selfbeheersing en wat dit ook al mag behels, of dit kos is en of dit geld is, en net ons beheer oor ons lewe. Ek hoor hierdie crazy storie net van 'n hertog wat heers in die 14de eeu en die storie gaan, hy heers oor die area wat ons vandag ken as België. En die hertog het 'n jonger broer gehad en hy was hierdie verskriklike amazing leier, of hy was 'n leier tussen die weermag gewees, hy was 'n generaal gewees, geveg saam met die mense in die koninkryk,
En die hertog het letterlik geheers vanuit sy paleis uit. In sy paleis gesit en ouens beveel, gaan doen dit, en hulle het dit gedoen. Selde met hy uitgekom en as gevolg van dit en nog obviously 'n oormaat van eet, was hy regtig 'n groot ou gewees. En sy broer besluit toe, maar sy jonger broer besluit toe, maar my broer heers nie regtig nie, die hertog heers nie en lei nie soos wat hy moet nie, en die ou besluit, hy gaan sy broer, die hertog, gevangene neem. So hy maak planne en hy vang toe sy broer, die hertog, en hy sit hom in 'n vertrek. En die mense hoor toe wat hierdie generaal gedoen het en wonder toe, Jesus, maar ons het hierdie verskriklike respek vir jou, hoekom sal jy so iets doen? En hy sê toe maar, ek glo dat die hertog nie die beste vir julle soek nie. En hy kry toe 'n plan en hy bou 'n vertrek wat spasie het tussen die mure wat eintlik groot genoeg is vir 'n mens om deur te kom. En hy sit toe sy broer daar as gevolg van dat hy regtig 'n groot mens is, sit hy hom al binne, kon die broer nie uit nie, maar hy bedek hierdie vertrek met weelde. So daar's letterlik, pun intended, 'n king size bed met fluweel en Egiptiese silk, linne, en dis net amazing. En elke liewe ete is letterlik hierdie koningsmaaltyd. Wat ook al sy broer begeer, het hy vir hom gegee. Maar die enigste manier hoe hy kon uitkom, was dat hy deur hierdie gapings in die mure kon kom. Vir 10 jaar lank is die hertog vasgevang in hierdie vertrek terwyl sy jonger broer heers. Sy jonger broer sterf toe en hulle haal hom uit en net so voordat die jongste broer dood is, vra hulle vir hom, dis verskriklik wreed wat jy doen. En die jongste broer of die generaal sê vir die mense, my broer is nie gevangene in 'n vertrek nie. Hy is 'n gevangene van homself. Ek dink toe by myself, Jesus, hoeveel keer sien mense hoe mense gevangene is van ons eie geestelike of van ons eie vleeslike begeertes. Hoe ons vasgevang is en ek is 'n sakker en ek bieg dalk vandag, maar ek is 'n sakker vir suiker. Ons probeer sugarless September en ek dink ek het een keer gestruikel, maar so ons het hierdie begeertes, hierdie vleeslike geertes wat Paulus van praat, waar ons 'n behoefte het en of dit nou kos is, of dit geld is, of dit aanvaarding is, of dit 'n verhouding is wat ons voel, maar hierdie goeders eksterne gee vir my waarde interne. Maak my rustig hier binne, want hier's interne, is dit nie genoeg nie, is my lewe nie genoeg nie, is ek nie tevrede met dit wat hier binne aangaan nie. So ek kry eksterne goed om ewe skielik interne my beter te laat voel. En ek vat jou na 'n skrifvers toe in Spreuke 25 vers 28 en hy sê, 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so waardeloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. Jy sien, is hierdie stad wat beskerm word deur hierdie mure, so is 'n mens wat nie selfbeheersing het nie. Is soos ons selfbeheersing, is iets wat ons beskerm. Jy sien, ons vat selfbeheersing en ons reduseer dit na, ek mag nie, ek moet nie en ek kan nie. En dis amper dat ons 'n wet in onsself het. Nou wat interessant is ons noem dit selfbeheersing, maar die beheer gaan oor self. So self moet iets begeer wat vleeslik begeertes het. So self moet self beheer amper, maar self kan self oortuig
in al twee rigtings en dis amper hierdie siklus wat inevitable is dat dit iewerstig nie gaan maak nie. Dat jy iewerstig gaan faal en as ons reëls vir onsself so insit. Dis amper soos 'n nuwejaarsvoorneme wat ons sê, "Jesus, maar hierdie jaar gaan dit gebeur. Hierdie jaar is die jaar." En as ek na 2020 kyk, is hierdie jaar nie die jaar nie. Maar wat is hier binne? Wat gebeur hier binne? En ek dink, as ek jou kan vat na Jesus se lewe toe vir 'n oomblik. In Matteus 4 sien jy hoe Jesus gedoop is. En Johannes die Doper hom doop en ewe skielik kom daar 'n duif en die Heilige Gees kom op Jesus en die stem van die Here sê, "Hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag." En die God bevestig Jesus se identiteit. En soos hy dit bevestig en die Gees oor hom kom, lei die Gees hom in die wildernis. Die woord sê, en die Gees van die Here het Jesus in die wildernis gelei om getoets te word. Dit voel vir my elke liewe dag in my lewe asof die Heilige Gees my stuur om getoets te word. Want as dit nie my selfoon is nie en sosiale media en artificial intelligence wat so baie goeders na my kant toe, ek het nog goeders nodig, ek moet nog goed koop, nog aandag gee hierso, wat my weerhou van alle ander verhoudings wat regtig belangrik is. Stap in die strate en jy's gekonfronteer met 'n kapitalistiese wêreld van ek moet groter en beter en hierdie gee my status. Jesus stuur die Heilige Gees, Jesus in die wildernis in en die vyand kom en hy toets Jesus. En elke keer as hy vir Jesus toets en dan sê hy, "As jy die seun van God is." Jy sien, ons gaan deur ons lewens en die vyand vra, "Maar as jy 'n kind van God is." Dis amazing hoe die vyand weet. Ek kan nie Jesus op klomp verskillende plekke nie. Ek moet hom bevraagteken op sy identiteit. Sy eerste toets is waar Jesus honger was en hy's in hierdie wildernis en die vyand vra vir hom, "Vat hierdie klip en verander dit in brood." En Here sê, "Maar ek sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit God se stem of uit God se mond." Is meer as die vervulling is leef ek die waarheid van God. Meer as wat hierdie my gaan bevredig, meer as wat hierdie kos, hierdie brood my gaan bevredig, is die bevrediging lê in die woord van die Here. Die tweede ene is hoe Jesus getoets word, waar hy sê is, spring van hierdie tempel af, en laat die engele jou kom vang, as jy dan die seun van God is. En hoe Jesus in geloof antwoord, en vir die vyand sê is, dat God nie getoets sal word nie, dat hy 'n vaste vertroue het van wie sy Vader is. Jy sien, want as hy dit doen, dan bevraagteken hy die identiteit. Soveel keer gaan ons in ons lewens in performance in, wat ons goeders moet doen, en soos ons goeders moet doen, dan voel ons beter oor onsself, maar die Here sê, ek het gekom om lewe te gee, ek het jou waarde gegee, ek het vir jou gewys hoe lief ek jou het. Daar is niks wat ons kan doen, wat God se opinie, sy liefde vir ons, kan verander nie. Ons kan dit nie meer maak nie. En ek dink die vrede van dit, of ek 'n sondaar is, en of ek 'n wedergebore Christen is, hy voel dieselfde oor ons. Derde een is, hoe die vyand vir hom beloftes maak, leebeloftes gee, om te sê, ek sal vir jou alles gee, as jy my aanbid.
En dis asof daai laaste ene is, wie is jou voorsiener? Wie is die een wat ons herder kan noem, wat die beste vir ons soek? Die Korintiërs 2, jy sien onsselfbeheersing, en as ons na Jesus se lewe kyk, het dit vir hom gegaan oor die identiteit, wie hy is in die Here, en waar dit vandaan kom, en wie hom lei in dit. Jy sien, is selfbeheersing, kom nie net van onsself uit nie, maar dit is die vrug van iets. Dis die vrug, en dis nie dat 'n boom hierdie vrug moet druk nie, dit is die resultaat van iets wat ons alreeds weet, en ons sien dit in Jesus se lewe, dat hy weet wie hy is, hy weet waarvoor hy afhanklik is van, nie van hierdie wêreld nie, ons waarde en ons lewens, die substance van ons lewe is nie bepalend oor wat ons het nie, maar eerder wie die Here is in ons lewens. 2 Korintiërs 3:18 sê, terwyl ons met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander. Jy sien, it's amazing dat hy sê 'n spieël, want dit is al reeds daar. Die identiteit van Christus is al reeds in ons lewe, en dis hoe ons dit oopsluit, ons afhanklikheid van dit. En omdat ons dit weet, spoel dit oor in ander mense se lewe, spoel dit in ons lewe uit. Jy sien, as kinders van God, en as ons weet ons is kinders van God, as ons weet ons het daai identiteit, gaan ons van glorie na glorie toe, van God se opinie na God se opinie. So as dit ons identiteit is, net soos wat dit Christus dit in die wildernis vir ons gewys het, as jy 'n kind van God is, wat is die begeertes van ons hart? Waarin lei ons onsself? Sodat selfbeheersing nie iets is wat ek 'n mag en 'n moenie, maar dat dit eerder 'n vrug is van iets wat ek al reeds weet. Jy sien, 'n kind van God begeer veel eerder getrouheid as gemaak. Want jy sien, gemaak is hierdie selfbeheersing dat ek my lewe nog harder moet werk, meer geld kan kry, sodat ek gemakliker kan wees in my leefstyl. Of ek is ongemaklik met wie ek is, so ek het verhoudings in my lewe wat my beter laat voel oor wie ek is. Jy sien, dis so naby aan die waarheid, maar tog so ver. Want as ek nie gelukkig is hier binne nie, en as ek twyfel in my waarde en twyfel in wie ek is dit dat ons verhouding smag? Is dit dat ons iets nodig het? En is hier waar die Here sê, waar Jesus sê, ek sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit my Vader se mond. En dat dit ons substance gee van ons lewe. Jy sien, 'n meisie en 'n ouetjie bepaal dan nie my lewe nie. Geld bepaal dan nie my lewe nie, maar geld is 'n resources wat my bemagtig om dit wat die Here te doen, wat hy vir my sê, die getrouheid wat ek dan vir hom doen, te bemagtig. Jy sien, as kinders van God, begeer ons om gehoorsaam te wees aan dit wat ons Vader van ons vra. Dat ons sal heers vanuit sy teenwoordigheid uit. Jy sien, dan partykeer is dit moeilik. Die Here vra om vir mense te gaan bid. Die Here vra dat jy sekere goeders moet laat gaan, want dit beheer jou, dit bepaal jou. Jy sien, baie keer en vat ons tegnologie en sosiale media en ons kruip agter hierdie weg want is gemaklik. En ons weet, reg langs aan dit, is die woord van God. En as ek dit begin doen, is daar so 'n bietjie van 'n challenge, is daar so 'n bietjie van 'n waarheid wat ewe skielik, dis wie ek is, gaan doen dit, in 'n wêreld wat nie so dink nie, waar jy gaan uitstaan, waar jy gaan anders te wees. As kinders van God, begeer ons getrouheid meer as gemaak.
Volgende ene gaan ek in Engels sê, want dit sê dit so mooi is, we're striving, ons strewe for life giving, rather than self-living. Life giving, rather than self-living. Jy sien, as kinders van God soek ons lewe om ons. Dat die Here sê, kom ons maak mens om te heers. So if you be fruitful and multiply, is dat dit wat om ons is, dat dit vrugbaar sal wees, dat dit wat om ons gebeur, lewe sal wees, dat dit wat om ons is, groei sal veroorsaak. Is dat ons lewe praat van lewegewend, en nie net oor ons eie vleeslike begeertes nie. Jy sien, dis dan in daai wat ek mag nie voor huwelik seks hê nie, ek mag nie hierdie goeders doen nie, maar dis omdat ek weet wat lewe gee, wat ek voel, ek doen nie hierdie nie, want is nie lewegewend nie, maar dis selfverrykend, dis selfvervullend. Jy sien, is daar waar ek 'n besigheid begin en gaan my besigheid net oor profit en om profit te maak en hoe meer wins ons maak, hoe beter en hoe greater vir my as eienaar. Of is ek besig met 'n besigheid wat 'n doel het, wat 'n mission het vir die samelewing, wat 'n doel uitoefen en die samelewing 'n beter plek maak. En dit wat mense en obviously het ons nodig, God, daar's 'n vergoeding vir dit. My sien is daar waar trust ewe skielik inkom, want my hele fokus is nie net profit nie. Dis om my lewe 'n beter plek te maak. Dis in hierdie lewegewend dat ek nie moet ophou dwelms en drank hoef te misbruik nie. Die vraag is dit lewegewend tot my lewe? Is dit lewegewend? Of is dit self-living? Dis die amazing skrifvers en hierdie gaan ek weer vir jou in die Engelse Passion Translation lees in Hebreërs 12 vers 11. Now all this discipline seems to be more than pleasure at the time. Jy sien, dissipline is nie lekker om te hê op die oomblik nie. Yet later it will produce a transformation of character, bringing a harvest of righteousness and peace to those who yield to it. Hier's 'n gedaante verandering as ons besig is met goeie dissipline in ons lewe. Jy sien, selfbeheersing is moeilik in die begin. Dis soos 'n atleet wat oefen en sy spiere raak al hoe sterker en sterker en sterker. Nooit gedink ek kan so ver hardloop nie. Kan nog nooit gedink ek kan so swaar goeders optel nie. Nog nooit so gedink ek kan so baie lees soos op universiteit nie. Op hoërskool het mense wat skaars hulle voorgeskrewe boeke lees, kom op universiteit en dan werk ons boeke deur sommer in weke. Want is hoe ons kapasiteit groei. Hoor wat sê die message. At the time, discipline isn't much fun. It always feels like it's going against the grain. Later, of course, it pays off handsomely, for it's the well-trained who find themselves mature in their relationship with God. En hierso is the well-trained mature in the relationship with God. As 'n kind van God begeer ons vir ewige impak. Dat ons die sout en die lig vir die aarde sal wees. In plaas van dat ons tydelike vervulling soek.
Jy sien, selfbeheersing is die vrug van ons integriteit tot ons identiteit. Jy sien, want as ons weet wat ons identiteit, en ek sien hierdie bo met al hierdie vrugte van die Gees, en hieronder is hierdie Johannes 15, waar as jy in my is, en ek in jou is, sal jy veel vrug dra, en dan ewe skielik spring daar 'n stingel uit met blare en hierdie lewe van integriteit, met karakter, met dissipline. En jy sien, as jy hierdie het, dan kom hierdie vrugte van sagmoedigheid en selfbeheersing en vrede. En hoe ons dit ewe skielik begin uitleef en hoe mense, jy sien, die vrug is nie net vir onsself nie, maar is hoe selfbeheersing ewe skielik 'n impak het in iemand anders se lewe. Is ons kan so maklik 4 met 4 beklei. Ons kan so maklik net 'n consumer wees van 'n kapitalistiese era. Maar dis hoe ek kyk na die wêreld, hoe ek my identiteit sien. En hoe God die wêreld sien. En hoe ek dit begin leef, hoe God die wêreld sien. En hoe die vrug begin dra. Jy sien, as ons hierdie begin leef, dan is dit ewe skielik, dan hoef ek nie by elke liewe geleentheid of plek verlief te raak op 'n volgende meisie of 'n ouetjie. Gaan ek op vakansie en gaan Desember en dan hou ek van iemand daarso, en dan gaan ek skool toe, dan hou ek ewe skielik van iemand daarso, en dan gaan ek universiteit toe, dan hou ek ewe skielik van iemand daar, en dan ek verloor die hele tyd my hart soos ek kom, want ek het dit nodig. Jy sien, dit maak nie meer sin nie. Want oor ons te waar ek beweeg, is God daar, en sy opinie is daar, en ek word verander van glorie tot glorie, en die potensiaal van wie ek is, word gewys vir almal, en ek is 'n rots, 'n stad op 'n berg, wat toe is en beskermd is van die vyand se aanslag deur 'n muur. Jy sien, ek hoef nie goeters te gaan en beter te voel oor myself as 'n kind van God, vir goeders wat ek eintlik nie nodig het nie, sodat ek meer en meer goed kan hê, sodat mense wat ek nie van hou nie, hopelik iets beters van my lewe kan sê, maar dan sit ek met skuld. Dat ek so baie goeders koop, wat my budget nie eers kan hou nie. Dat ek ander mense verskuldig is. As kind van God, sê ek nie vandag vir jou dat beheer jouself en beheer. Wat ek vandag vir jou vra is, wie is jy? Wie is jy? Besef jy dat jou Vader in die hemel jou wil lei, jou wil lief hê en regtig die beste vir jou soek. Partykeer gaan ons deur moeilike tye en partykeer gebeur dinge, maar my identiteit bly vas. En soos my identiteit vas bly, leef ek met hierdie integriteit. Hierdie integriteit van wie ek is as 'n kind van God. Jy sien, as ek ja sê vir iets, dan sê ek nee vir klomp ander goeders. Die dag toe ek ja gesê het vir my vrou, het ek nee gesê vir 3 biljoen ander vrouens. If good men stand for something, evil will not prevail. En in ons wese mag die vrug van selfbeheersing in jou lewe wees, as gevolg van die integriteit wat ek en jy leef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag net kan stilstaan by u vrug
in ons lewe. Dankie vir die identiteit wat U vir ons kom openbaar het, dat U Yahweh was in die Ou Testament en hoe U van Yahweh 'n Vader geword het. 'n Vader wat lief is vir elke liewe persoon op hierdie aarde. Sodat die wat in God se waarheid glo, die lewe van oorvloed kan hê. En ek bid vandag, Here Vader, soos ons bewus word, soos ons bewus is in dit wat die woord sê in 2 Korintiërs 3:18, soos ons in die spieël kyk, mag ons van gedaante verander, van heerlikheid tot heerlikheid. En ek bid vandag, Here Vader, mag ons 'n onvergeetlike lewens leef. As gevolg van ons wete, dat ons gewortel is in U. En dat die integriteit van ons lewe sigbaar sal wees. En dat mense sal kom eet van U vrug. Alle areas van ons lewens. Bid dat die vrug van U Gees in ons gesinne sigbaar sal wees. Ek kom roep dit, Here Vader, in ons werksplekke op tikkies en op universiteite. Ek kom roep dit vandag, Here Vader, in ons vriendekringe en in ons verhoudings, Here. Dat daar selfbeheersing sal wees. In Jesus naam. Amen en amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, I'm gonna sing of the goodness of God. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Just one word, you heal what's broken inside me. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. There's nothing that our God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. So let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. And I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. So
There's nothing that our God can do. En mag jy dit regtig in jou lewe beleef. Nou, ons het amper die einde gekom van ons diens, maar voordat jy gaan, is paar exciting goed wat opkom. Ons het ons City Changers Equipping Program, ons CCEP program, wat 'n 2 jaar program is, en dit equip jou om 'n City Changer te word. Dit is 'n program wat jy weekliks deurwerk saam met 'n groep mense, net en deur Bybelse fondasies deur te werk. So as jy ietsie van 'n inspuiting wil hê net in jou eie geestelike journey of 'n fondasie vir jou roeping in die wêreld daar buite, registreer gerus op ons kalender vir volgende jaar en moenie hierdie een mis nie. En dis net amazing om te gesien het in ons campus. Ons het 'n 3 program of ons 3 ministry. En dit is ons projek om skole te impakteer. Het ons net as Junie en Julie omtrent 1000 onderwysers gebless. En is so voorreg in 'n moeilike tyd vir baie onderwysers kon ons 'n stukkie hoop bring. So dankie daarvoor. Ons sien uit nou in hierdie volgende seisoen vir ons weer net so voor 'n crazy einde van die jaar vir ons onderwysers, vir ons hulle ook net wil gaan bless en gaan seën. So kyk uit as jy onderwyser is, kyk uit vir ons. En dankie ook vir elkeen se bydrae. Jou bydrae maak hierdie tipe goed vir ons moontlik om 'n impak te hê in ons stad. So as jy miskien in jou hart ook nou voel dat die Here plaas op jou hart om by te dra, om te invest in dit waarmee ons campus besig is, kan jy of na ons website toe gaan na die G-button of jy kan die QR code scan. En dankie vir dit. Ek dink se voorreg wat ons het om te kan invest even in moeilike tye, want die Here kan ons bietjie vat en iets amazing daarmee doen. So dit was baie lekker om saam met jou te kuier vandag, en ons hoop ons sien jou vandag sommer by die campus self. As jy dit nie kan maak, jy kuier saam met ons online en gaan wees 'n City Changer. Het jy 'n kind tussen die ouderdom van 18 maande en 8 jaar? Die 4 weke kursus Protecting the Innocence of Childhood leer ouers praktiese maniere om ons kinders in vandag se samelewing onskuldig te hou. Ons as ouers moet hulle primêre bron van toepaslike seksuele inligting wees. Kom leer hoe. Jy al gewonder wat is die verskil tussen beroep en roeping? Is beroep net iets wat jy doen, of is dit dieselfde ding? By Stryd Talk gesels ons oor die volgende onderwerpe, oor wat is die verskil tussen beroep en roeping. Ons gaan kyk na Bybelse voorbeelde van mense wat hulle roeping en beroep uitgeleef het. Die 30ste September 7uur nooi ek jou uit om saam met ons oor hierdie onderwerpe te kom gesels. Kom transformeer jou lewe en leef 'n significant lewe as gevolg van dit. Binne in jou is 'n krygsman, 'n vegter. En daar kom 'n tyd in elke man se lewe waar hy moet veg vir dit wat regtig saak maak. In hierdie 5 weke mannekursus kyk ons na hoe wen ons die gevegte wat regtig in die lewe saak maak.